Vanoggend gaan ons die afkondigings net so 'n bietjie later doen. Ek wil eers vir Lisa en vir Jason vra om sommer gou hier voor te kom sit hier op die rusbank vanoggend. Want soos julle sekerlik nou al gehoor het in die tyd, vanoggend groet ons vir Lisa. So sy maak klaar hierdie week hier by Nelspruit Suid gemeente. So Lisa, ek weet nie, jy weet, ons is ek sê nie ons is in die moeilikheid nie, maar ons gaan jou mis. Ons gaan jou mis met alles wat jy gedoen het. Julle administratief, nee. Jy kan nie glo hoe wonderlik sy alles gedoen het nie, hoe alles agter mekaar is. So en ek sê van ja, ek worry hieroor en ek worry daaroor, die plek. En Dinsdag tydens ons vergadering gee sy daai pakkie en alles waar ek geworry het was so mooi uitgesit, alles mooi in detail. En dit maak die lewe vir my en Louis baie makliker. En Lisa, ek dink net van ons kant af, ek gaan nou vir Louis ook kans gee om sommer ietsie te sê. Dankie vir jou werk wat jy gedoen het. Jy het nou al meer as 'n jaar, jy het ingekom toe Dominee Gerrit nog hier was. Soos al langer as 'n jaar, maar dankie vir jou entoesiasme, dankie vir jou ondersteuning. Jy het self gesien, dit is nie maklik altyd nie. Jeugbediening is 'n uitdaging, blye uitdaging vir al die kerke oor. Maar dankie vir die passie waarmee jy, en dit was in jou hart gewees en ons waardeer dit. En as jy daar in die Kaap gaan wees, daar in Wellington, mag dit regtig vir jou 'n mooi nuwe seisoen wees ook so. En vir jou Jason, dankie ook vir jou ondersteuning, die rol wat jy gespeel het by die jong werkenes, maar in die jeug in totaliteit. Jy's 'n eyster, julle is 'n goeie wenspan en dis wonderlik en mag die Here vir beide van julle vir julle nuwe seisoen dit 'n mooi seisoen maak en baie sterkte vir julle ook. En Louis, sê jy ook sommer ietsie? Ek wil nou sê, ek weet nie wat kan ek sê behalwe amen op wat John gesê het nie. Toe hy nou so praat het ek sal maar ietsie oor Jason sê, maar nou het hy oor Jason ook iets gesê. So nee, van my kant af, ek kan maar net beamoen wat John sê. Lisa, julle albei, jy en Jason het vir ons 'n reuse verskil gemaak hier in jeugbediening, en ons weet dat die Here julle gaan seën ook daar in die Kaap, daar in Wellington, dat die Here julle daar albei ook gaan gebruik as instrumente in sy hand. En dis vir ons hartseer om julle hier te groet, maar ons weet dis hoe die Here werk. Nou die Here stuur mense na bepaalde plekke toe. En die Here het 'n bepaalde plan, en net so het hy 'n plan met julle lewe, het hy 'n plan met ons gemeente ook. Ons weet nie altyd vooruit wat die plan is, maar ons weet die Here het ook vir ons gemeente 'n bepaalde plan. En daarom, dit los 'n groot leemte, maar ons weet die Here gaan daai leemte ook weer vul, op sy tyd, op sy manier, wat hy weet wat vir ons gemeente ook die beste gaan wees, want dit bly op 'n eendag die Here se gemeente hierdie, waarvan ons almal lidmate. So dankie vir julle albei. Dankie Jason dat jy nog is jou regterhand, maar nou lyk my jy is haar linkerhand, jy sit links van haar. So dankie vir die impak wat jy ook gemaak het. Dis nie altyd so nie, maar jy het ingeklim en was saam met haar in die bediening gewees, al het jy ook 'n voltydse werk gehad. So dankie vir julle albei en vir die impak en die verskil wat julle gemaak het in ons gemeente se lewens en in jong mense in ons gemeente se lewens. So ons bid regtig die Here se seën vir julle toe. Louis, ek weet nie of jy ietsie vir hulle wil vertel van hierdie pakkie. Jy kan eintlik maar gesê het, maar dis reg, ek kan ook maar iets sê. So, wat ons goed gedink het is, ons praat baie hier in die gemeente van ons kuiertyd saam met God en dat ons meer tyd saam met God moet spandeer. En ons wens is dat julle ook sal aanhou by die Here tyd spandeer en kuiertyd by die Here. So ons het vir jou 'n beker gekoop, ietsie daarvan te versimboliseer en vir jou ook ene. Om ietsie te versimboliseer dat elke keer as julle daai koffie drink, dat julle sal onthou dat ons praat van kuiertyd saam met God en dat ons saam met God moet tyd spandeer ook. Ook as julle daar is, dat julle sal sorg dat julle genoeg kuiertyd en tyd in God se teenwoordigheid het. En dat ons 'n boek vir jou gekoop, ek hoop nie jy het hom al nie.
So, dit is 'n boek van Prof Stefan. Ek en John was nog van die gelukkiges wat by hom klas gehad het voor hy weg is by universiteit, maar ek dink dis nogal 'n mooi boek wat 'n ou kan help met 'n ou se voorbereidings en so meer. So kom ons sit dit maar net vir terug. Ja, Jason, jy wonder seker nou wat's hier. Kyk, gewoonlik gee ons blomme of iets en ons het toe by ons vergadering besluit maar dit help nie ons gee blomme nie want weet hulle gaan nou Kaap toe, hulle ry nou in die week Kaap toe en ek weet nie daar's nou nie honde en katte en goed wat gelukkig moet Kaap toe nie, maar Kaap is ver, né? Daai pad is ver en is lank en wat gaan jy nou met blomme gaan jy nie ver bring nie, né? So ons het vir julle so verskoon die Engels, sommer so goodie sakkie, né? So julle kan maar self besluit wie kry wat hierin, maar dis 'n heerlike wat die pad daar korter gaan maak, né? En terwyl julle dit eet, kan julle sommer dink aan die gemeente ook ja, so geniet dit en mag hierdie ook julle pad korter maak daar na die Kaap toe. En onthou julle is altyd welkom hier by ons in die gemeente. En mag julle regtig die Here se seën ervaar. En dit wat julle ook hier geleer het, dit was 'n seisoen, dit wat julle hier geleer het, Lisa gaan pas dit toe. En mag ons nog baie van jou hoor daarvan uit die Kaap uit. So baie seën. Ek het vir Louis gevra om net namens die hele gemeente ons wil graag net vir julle bid. Ek vra dat Dani en Gert, leier ouderlinge en diaken ook hier voorkom saam met ons staan en net vir hulle saam met ons hier staan as ons vir hulle gebed doen. Kom ons bid vir hulle saam. Dankie ons Vader dat U vir Lisa en vir Jason hier by ons in die gemeente gebruik het. Dankie dat hulle instrumente in U hand was, hier by ons ook, en dat ons kon beleef, Here, dat hulle saam met U die pad stap en dat hulle lief is vir U. Dankie dat ons kon beleef U liefde, U genade deur hulle ook, dat dit gevloei het. Dankie dat as mense hulle na hulle gekyk het, ons kon sien dat hulle in 'n verhouding met U staan. En dat hulle verhouding met U vir belangrik is. Here, ons kom bid U seën toe op hulle. Ons kom bid en vra dat U hulle sal seën en beskerm met hulle reis daar na Wellington toe. Here, en ons sien met afwagting uit om te sien hoe U hulle daar gaan gebruik. Daar waar hulle by 'n gemeente gaan inskakel, hoe U deur hulle gaan werk om ook daar 'n impak en 'n verskil te maak. Here, ons weet dat U dit so beskik het en in hulle harte gewerk het en dat hulle tydperk hier ten einde geloop het, dat U hulle gedring het, dat hulle daar instrumente in die hand moet wees. En dankie Here dat ons weet dat U ook ons gemeente vorentoe gaan seën, dat ons weet U gaan nie ons alleen los nie, maar dat U ook vir ons die nodige in plek gaan bring, sodat alles kan voortgaan. Maar dankie Here vir U goedheid, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Here, en ons bid en vra dat U hulle sal seën met alles waarmee hulle besig is. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Kom ons as gemeente gaan graag vir hulle die Here se seën toesing. So ons kan net so bly sit en as jy die vrymoedigheid het, steek jou hand uit en dan sing ons vir hulle die Here se seën. Ons is vanoggend hier bymekaar omdat ons 'n verhouding het met die Here. En my en jou verhouding met die Here is nie presies dieselfde nie. Nie een van ons se verhouding met die Here is presies dieselfde nie. Maar die feit dat daar 'n verhouding is, dit is die belangrikste. En as daar 'n verhouding is, dan sê die Here, maar ek gaan met jou besig wees en ek gaan met jou werk en ek vergeet jou nie. Dis 'n voortdurende proses, soos iemand wat skilder, is 'n proses, daar's 'n eindproduk in gedagte of wanneer ek ietsie maak. En so het die Here vir elkeen van ons iets in gedagte. En hoor wat sê hy vir ons in Jeremia 33 vers 2 en 3. So sê die Here,
Hy wat die aarde gemaak het en so gevorm het dat dit nie wankel nie, né? Ietsie van daai standvastigheid. Hy het alles stewig gemaak. Wie se naam die Here is. Nou net as ek jou so 'n paar weke kan terugvat, as die Here met Moses in gesprek is, dan sê hy vir Moses wie hy is. So as hy hier sê wie se naam die Here is, dan sê hy wie my karakter is. En wanneer die Here kom en hy sê dis my karakter, dan sê hy ek is die barmhartige God, ek is 'n genadige God, ek is liefdevol. Dis die Here wat jou gevorm het en dis die Here wat ver oggend ook met ons gaan praat. En hy hoor wat sê hy vir jou. Hy daag ons eintlik uit. Hy sê roep my aan, praat met my. En dis hoekom ons hierdie ook mos het. Wat ons sê, maar maak tyd vir die Here, spandeer tyd met hom, praat met my. Ek sal jou antwoord. Ek sal myself aan jou openbaar en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Maar wat vra dit? Om die Here te vertrou en dan met hom te praat. En dit is in sy teenwoordigheid wat ons vanoggend hier bymekaar is. Om toe te laat dat hy met ons praat en dat hy geestelike insig vir ons bring. Nie wêreldse insig nie, maar geestelike insig wat in die wêreld dan 'n impak maak. En daarom is dit my voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van die Vader, wat die almagtige God is, wat die Here is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, wat gehoorsaam was aan daardie Vader en mens kom word het vir my en jou. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, wat dit verder in ons lewe laat gebeur, dat Jesus Christus waar word vir ons. Daarom kom ons staan en dan gaan ons as gemeente ook 'n loflied sing, 2 liedere tot eer van die Here. Die eerste een, ons skriflesing is vanoggend uit Johannes uit. Dit is nog ene van die kruiswoorde, Johannes 19, ons lees daarvan vers 28 af, so dalk kan jy sien as jy op die bord kan kyk. Dis waar Jesus aan die kruis hang. En ons het al gesien met die kruiswoorde het hy begin en hoe hy die kruiswoorde uitgespreek het, daai eerste kruiswoorde wat eintlik gegaan het oor die ander. En hierdie laaste kruiswoorde wat baie nader aan hom kom, né? Maar hierdie kruiswoord is ene met impak. En daarom bid ek dat jy vanoggend, ek gaan miskien kom vanoggend met 'n ander hoek na hierdie kruiswoord toe as waaraan jy gewoond is. En dis hoekom ek bid dat met hierdie ander hoek wat ons na hierdie kruiswoord gaan kyk, dat die Here regtig vir jou die geestelike insig daarvoor gaan gee. En ek dink dit is so 'n bietjie die voorloper van dit wat met Pinkster gaan gebeur. Ons tema met Pinkster, maar dit sal ek later sê. Daaroor is ek baie opgewonde oor ons tema vir Pinkster. Dit gaan so 'n bietjie by dit aansluit wat ons vanoggend met mekaar gaan deel. Maar kom ons lees daarvan vers 28 af. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, sodat die skrif vervul kan word, gesê: Ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê: Dit is volbring. Nou in die Grieks is daar net een woord wat hulle daarvoor gebruik en dit is die woord tetelestai. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. En weer vers 30, nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê: Dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Nou interessant as jy teruggaan na die begin van die Bybel toe en die eerste gesprek, die heel eerste gesprek wat God met die mens gehad het. Kyk, dit was, as hy praat in Genesis 2 van die mens, dan is dit net Adam. Eva was nog nie daar gewees nie. Eva is nog nie gemaak nie. So hy praat hier met Adam. So Adam het 'n bepaalde verantwoordelikheid. So hy sê hier,
Die Here God het die mens beveel. En hy praat hier, en as jy in Hebreëus gaan kyk, dan gebruik hy daar, as hy praat van die woordjie mens, onthou dis nie, hy praat hier van, eintlik hy gebruik die woordjie Adam, of ja, kom ons hou dit maar net eers daar, maar goed, en dan sê hy vir Adam, wat 'n verteenwoordiger is. Onthou, Adam, moet jy onthou vanoggend, is die verteenwoordiger van die hele mensdom. Hy is die eerste ene wat God gemaak het. En nou kom sê hy hierdie woorde vir Adam, hy sê vir hom, van al die bome in die tuin mag jy eet, van almal, soos jy wil, daar is dit. Maar hy kom stel vir hom een beperking, en hy sê vir hom, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Nou as jy gaan kyk in die 53-33 vertaling, dan sal hy vir jou sê, die boom van kennis van goed en kwaad. Hy sê, daarvan mag jy nie eet nie. Die dag as jy van daardie boom eet, sterf jy. Nou, hy sê dit vir Adam. So hy sê eintlik, wanneer hy vir hom dit kom sê, dan sê hy vir Adam, as jy gehoorsaam is, as daar gehoorsaamheid is, dan sal daar lewe wees, jy sal leef in jou volheid. Maar as jy ongehoorsaam gaan wees, as jy van hierdie boom gaan eet, dan gaan die resultaat na die ander kant toe, dan sal jy sterf, dood gaan intree. So God kom eintlik, en hy praat met Adam, en hy sê vir hom, eet vrylik, daar's genoeg, daar's nie beperking aan al hierdie bome wat jy dan kan eet nie, geniet dit in oorvloed en vryheid sien ons in die begin by God. Maar dan kom hy ook, dan sê hy, maar van die boom van kennis mag jy nie eet nie, Adam. En onthou, dit was ook Adam se verantwoordelikheid, maar daaroor wil ek hê, moet jy dit bære, en ek gaan dit bære vir Pinkster. Daardie verantwoordelikheid wat Adam ook gehad het, om dit aan Eva eventueel oor te dra, né? Maar as jy nuuskierig is, kan jy dit verder gaan lees, maar ons gaan nie vandag daarby stil staan nie. Maar kom ons kom net, hier vertel God vir Adam, jy mag van al die bome eet, behalwe hierdie een, die boom van kennis, daarvan mag jy nie eet nie, die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie, want as jy daarvan eet, sterf jy. Maar ietsie het vooraf gebeur. En dit is belangrik om te weet wat vooraf gebeur het. En die verhaal kan jy, mens kan gaan lees in Esegiel 28, jy kan daarvan gaan lees in Jeremia, jy kan daarvan gaan lees, dink is Jeremia 12, jy kan daarvan gaan lees in Openbaring 12, en dit is wat in die geesteswêreld gebeur het. Voordat God hierdie gesê het vir Adam. Wat het in die geesteswêreld gebeur? Dit was die toneel van die hemel, waar die duiwel, Satan, Lucifer, hoe jy hom ook al wil noem, hierdie fantastiese engel was. Maar hoe hy in opstand kom teen God, en dan vat hy omtrent 'n derde van die engele vat hy saam met hom. En hulle word uit die hemel uitgegooi. Openbaring sê, hy word op die aarde neergegooi. En as hy op die aarde neergegooi word, dan sy nikkerig, omdat hy nie meer in die hemel kan wees nie, want hy het eintlik al klaar begin om daardie stryd teen God te verloor, want hy wil die heerlikheid van God hê. Hy wil eintlik soos God wees. So daardie toneel het afgespeel voordat ons hierdie Genesis toneel het. Goed, so dan het ons nou hierdie toneel, wat God sê, van al hierdie ander goed is daar beperkings, van hierdie boom is daar beperkings, maar van al die ander is daar nie beperking nie. Hoekom sal God so iets sê, is die vraag wat 'n mens nou sou vra vir jouself. Wat simboliseer hierdie een boom, waarvan daar nie geëet mag word nie? Dis nie 'n spesifieke boom nie, onthou, dis nie, soos wat almal altyd sê, dis nie 'n appel nie, so, want ons sê altyd 'n apple a day keeps the doctor away, né? So dit is nie, maar hy praat uit van hierdie boom met hierdie vrugte, né? Hoekom nie? Wat simboliseer hierdie boom van kennis? Nou as 'n mens kan baie daaroor praat, ek wil nie te veel daaroor praat nie, ek gaan dit los vir 'n latere geleentheid, maar dit sê ietsie van
van dit wat in die hemel afgespeel het, van die eie ek wat hier na vore kom. Is hier die boom van kennis? Hy sê, is die boom van kennis van goed en kwaad. Maar dat ek self besluit, wat is goed en kwaad. Dat ek dit nie gaan oorlaat aan God, om vir my te sê wat is goed en kwaad nie, maar ek gaan dit self besluit. So, dis hoekom hy sê, maar as jy van hierdie boom eet, jy besluit self wat is goed en kwaad. En daardeur kom die dood, tree die dood eintlik in. Ek besluit dat ek onafhanklik van God gaan wees, en nie afhanklik van hom nie. So, en daardie ongehoorsaamheid lei dan tot die dood toe. So, wanneer God hierdie opdrag vir Adam gee, wat éventueel ook Eva insluit, dan is dit eintlik 'n toets. En ons noem dit sommer net 'n verbondstoets. Dis 'n verhoudingstoets wat daar intree. Om te sê, is hierdie verhouding vir julle baie belangrik, of is dit nie belangrik nie? Wat sê dit vir ons as ons tussen die lyne sou lees? Dit sê vir ons hierdie gehoorsaamheid aan God, en dat ek God vertrou, dat hy sê, van al hierdie kan jy eet, dis die beste vir jou, daardie gehoorsaamheid en vertroue bring lewe. Maar dood tree in, as dit oor die eie ek gaan. As ek self inskop in die lewe, en ek self besluit wat is goed, en wat is nie goed nie. En as jy gaan kyk na die gesprek tussen die slang, en Eva, en dan sal jy sien dat die slang eintlik dit so 'n bietjie anders te draai, maar dat hy vir hulle sê, weet jy wat, dat God wil net nie hê julle moet al hierdie kennis hê nie. God wil nie hê dat julle soos hy moet wees nie. En dit is problematies. Wat gebeur vandag? Mense probeer ook maar soos God wees. Die eie ek wat in ons tydsgees van die dag al hoe groter begin word. Die eie ek raak, alles moet om my draai. Dis hoe ek dit wil hê, en ek kan nie omgee vir die res nie. En ons sien dit al by kinders, dat ouers ook hulle kinders so groot maak. So daai volgende generasie is ook daar. Ons sien hier dat God kom sê, Jesus het vir ons 'n voorbeeld kom stel, wat het hy gesê? Hy het nie gesê, ek sal self besluit nie. Hy het gesê, ek sal gehoorsaam wees, dat u wil, nie my wil nie. Terwyl Adam en Eva eintlik besluit het daar, ons wil. Wat gebeur, toe daar van hierdie boom se vrug geëet word? Daar tree die dood in, so daar kom 'n geestelike dood. Ewe skielik is daar skeiding tussen God en die mens. Dit is wat gebeur het. Daar kom 'n emosionele dood wat intree, want ewe skielik is daar emosies wat nooit daar was nie. Ewe skielik is daar skaamte, daar's vrees, hulle kruip weg. Dis 'n emosie wat inkom, is as gevolg van hierdie goed. En daar tree ook dan fisiese dood in. Die proses van fisies doodgaan, het dan ook ingetree. Nou hierdie ongehoorsaamheid wat hier ontstaan het by Adam en Eva, loop soos 'n goue draad reg deur die Bybel. Ons sien dit, God kom gee dit weer in die 10 gebooie dat hulle gehoorsaam moet wees. Hy praat en hy herinner sy volk gereeld daaraan. In Deuteronomium sien ons dit, op verskeie ander plekke. Maar reg deur die Bybel kry ons dit. En God moes hierdie ongehoorsaamheid van die mens aanspreek. Hy moes iets aan hierdie situasie doen, want dit het net vererger. En hy doen dit deur Jesus Christus. Nou, as jy jou Bybel gebring het, dan kan jy dit oopmaak, die teks gaan op die bord verskyn ook. Ek wil jy moet vir my blaai na Romeine 5 toe. Romeine 5, en ons gaan daar kyk na so 'n paar verse. Wat in Romeine 5 gebeur, is Paulus kom skryf, en hy kom sê eintlik wat het by die kruis van Jesus Christus gebeur. Hy kom praat, en hy kom sê eintlik, Adam, wat die eerste mens was, verteenwoordigend van die hele mens, as gevolg van sy ongehoorsaamheid, het die dood ingetree. Emosionele dood, fisiese dood het ingetree, so ietsie van die lewe is gesteel.
Nou kom vergelyk hy dit en hy sê maar ons het eintlik 'n tweede Adam gekry. Weer iemand wat gekom het en hy sê dit is Jesus Christus. En dan speel hy in Romeine 5 speel hy hierdie twee teenoor mekaar af. Hy sê wat die een in die wêreld ingebring het, het die ander ene kom herstel. Nou kom ons lees Romeine 5 vers 12 net. Wanneer hy sê verder nog dit, deur die een mens, dis nou Adam, het die sonde in die wêreld gekom. En deur die sonde die dood. Daardie ongehoorsaamheid, daardie eie ek, my wil, al daardie goed, dis die sonde het in die wêreld gekom, né? En as gevolg daarvan die dood, sê hy. En so het die dood tot al die mense deurgedring, van generasie tot generasie het dit aangegaan, omdat almal gesondig het. So dis ook inherent in ons. Hoe weet ons dis inherent in ons? Het jy al na 'n babatjie gekyk? Hulle is die mooiste, soetste goedjies. Ja. Totdat hulle kan begin loop en begin praat. En ewe skielik sien jy net ene, maar hulle kan droog maak, né? Hulle kan stout wees. Waar kom dit vandaan? Jy het hierdie kind van jou so mooi groot gemaak, né? Dis inherent in die mens wees. Dis die aanvalle wat ons ook kry. En hy sê daai goed moet aangespreek word in ons lewens. So niemand is dis vrygespreek daarvan nie. Nou kom ons gaan aan na vers 17 toe. Hy sê daarvan vers 17 tot 21. Deur die oortreding van een mens het die dood begin heerskappy voer. So is die lewe kom steel. En kyk hoe sê hy, die dood het heerskappy. Dis nie sommer net ietsie nie, dit het heerskappy. So in die mens wat dit gaan oor die eie ek, as God nie koning is nie, dan het die dood heerskappy. Dit gaan altyd gaan oor die eie ek. Daar is maar emosionele dood, daar's fisiese dood wat gaan intree en daar is nie 'n verhouding met God nie. So die goed gebeur, dit voer heerskappy deur die een mens, maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Hoor jy nou hoekom die tweede Adam kom herstel dit wat met die eerste een gebeur het? Hy sê, wat gebeur hier? Hy sê deur die vryspraak en deur genade. Hy praat eintlik in die oorspronklike teks van jy is jou geregtigheid. So hy sê eintlik dis 'n regsproses wat hier plaasgevind het. Moet jy voor die regbank verskyn. En as jy hier voor die regbank verskyn en die regter moet vir jou sê maar jy skuldig as gevolg van die sonde wat jy gedoen het in jou lewe, wat dit ook al is, en as jy hier voor die regbank verskyn, dan is dit asof Jesus inkom en sê nee. Ek het reeds vir hierdie sonde betaal. En dis die genade. En deur hierdie genade van die kruis, hy sê ek het dit aan die kruis betaal. Dan moet die regter, dan moet God vir jou sê dat jy vrygespreek is. En dan sê hy, maar wat is die gevolg daarvan dat jy vrygespreek is? Dan sê hy vir jou in daai laaste reeltjie, hy sê dit het gelei tot vryspraak en lewe. So in Christus, in die kruisdood van Christus, kry ons weer lewe terug. Die lewe wat hier gesteel is, want die ongehoorsaamheid bring dood. Deur my lewe aan Christus te gee, kom gee hy vir my weer lewe terug. Nou sal jy vir my sê, maar ek het dan nie fisies dood gegaan nie. Dit is wat in die geesteswêreld gebeur. Dit maak dat ek en jy, as ek vir Jesus Christus as verlosser aanvaar het, dat ek en jy anderste kan begin leef. Dat ek en jy sy kind word, dat ek en jy met bepaalde autoriteit kan begin leef. Ons gaan nou daarby kom. So hy sê dit vir ons, en kom ons lees verder, wat hy sê, vers 18.
Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so het ook baie deur die gehoorsaamheid van een mens vrygespreek geword. Sien hoe praat hy die eerste Adam as gevolg van sy ongehoorsaamheid het dit ons almal beïnvloed. As gevolg van die kruis van Jesus het dit ook 'n invloed op almal. Die wet het bygekom, vers 20, om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. So hy sê presies dit wat hy daar in vers 17 vir ons sê, dat in Jesus Christus is ek en jy vrygespreek en het ek en jy 'n nuwe lewe gekry. Adam sê, ek sal hierdie vrug eet, hy en Eva. Jesus kom sê, nie my wil nie, Vader, maar u wil. Jesus is gehoorsaam. Die hele Filippense 2, daar's 'n hele gedeelte geskryf oor Jesus se gehoorsaamheid. Oor hoe gehoorsaam hy was. So Romeine 5 kom verduidelik eintlik vir ons presies, wanneer Jesus sê aan die kruis, dit is volbring, wat beteken dit? So wanneer Jesus aan die kruis kom sê, dit is volbring, alles is betaal, dan kom sê hy eintlik die vloek van Genesis 2 is afgehandel. Ek het daardie vloek aangespreek. Daardie vloek wat vir jou lewe kom steel, wat jou emosioneel op plekke vat waar jy nie wil wees nie, wat jou verhouding met God verskriklik skade aandoen. Hy sê, daarvoor het ek kom sterf. Jesaja 53, wat ons al gelees het in hierdie kruiswoorde tyd. Jesaja 53, wat vir jou sê, Jesus het aan die kruishout vir alles, al jou sondes gesterf, sodat jy die lewe kan kry. So as ons vanoggend hier is, ja, dit gaan oor die fisiese lewe. Maar ons moet besef dat die kruis het 'n impak in die geestelike wêreld. En dit het 'n impak op my en jou lewe. Daarom moet ons ook geestelik kyk na hierdie goed. Wat het in die geesteswêreld dan nou gebeur? En daarvoor wil ek jou vat na 'n boek soos, wat dit baie mooi sê, is 'n boek soos Hebreërs. Hebreërs 9. Dan kan jy die volheid daarvan sien. Hebreërs 9 vers 12 tot 14 sê vir ons, wanneer Jesus aan die kruis hang en hy sê dit is volbring, wat is die impak daarvan? Wanneer Paulus skryf oor deur sy kruisdood het ons genade gekry, ons is vrygespreek, wat is die impak daarvan? Nou kom ek verduidelik net gou vir jou. Ek het dit voorheen verduidelik, maar dalk was jy nie hier daai Sondag nie. Onthou net, hou in gedagte, in die Ou Testament het ons die offerdiens gehad. So wanneer daar sonde is, moet daar een of ander dier doodgemaak word. Daai dier is onskuldig. So my sonde gaan eintlik op daai dier en daai dier moet sterf. En so ook een keer 'n jaar is daar 'n spesiale offer gebring, wat daar 'n dier geoffer is vir die hele volk se sonde. En dan het die hoëpriester een keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan, deel van die tempel, daar waar die ark gestaan het. En dan kon hy daar ingaan en namens die hele volk 'n offer bring vir hulle sondes. En nou sê die Hebreërs skrywer, weet jy wat, dis presies wat in die Ou Testament gebeur het, dis wat Jesus kom doen het. En kyk hoe beskryf hy dit vir jou. Hy sê vir jou, wat het in die geesteswêreld gebeur? Hebreërs 9 vers 12, met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan,
en 'n ewige verlossing tot stand gebring. So hy gebruik daar dieselfde taal van hierdie hoëpriester wat een keer daar by die ark moes ingaan. Nou sê hy, hierdie Jesus wat aan die kruishout vir ons gesterf het in die heiligdom ingegaan, het in die troonsaal van God, dit wat Openbaring vir ons beskryf, hy het daar ingegaan. En hy het voor God gaan verskyn. Dan gaan hy aan vers 13, wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood toe lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer, sodat ons met 'n skoon gewete kan loop. En dan vers 24 tot 28 net. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is, die tempel nie, né? Daar in die allerheiligste deel van die tempel nie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en met en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Toe hy aan die kruis sê dit is volbring, nadat hy sy laaste asem uitgeblaas het en hy het gesterf as mens, is hy in die hemelse troonsaal waar hy vir God kom sê het, hier is die offer, my gehoorsaamheid namens die hele mensdom. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer, soos jaar na jaar die ander gedoen het nie. Soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan en met die bloed van sy met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net eenmaal in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sondes weg te neem. 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sonde van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. So hierdie sê vir jou dat Genesis 2, en Genesis 3, daardie sonde daarvan, dat dit by die kruis vernietig is. Wat sê dit vandag vir my en jou? Wat kan ons mee hier uitstap? Hy sê vir jou eintlik, hierdie teksgedeelte sê vir jou, ek en jy hoef nie meer te betaal vir ons sondes nie. Jesus het daarvoor gesterf. Genesis sê vir jou, maar jy sal sterf. Maar Jesus het gesê, ek kom sterf namens jou. Jy hoef nie die ewige dood in te gaan nie. Jy sal sterf, ja, maar jy hoef nie die tweede dood, om weg te wees van God af, hoef jy nie in te gaan nie, want ek het vir jou kom sterf. So wat vra dit van my en jou? Ek en jy moet leef vanuit daardie aanvaarding dat hy vir my gesterf het. En dit moet my lewe impakteer. Daarom mag ek nie toelaat dat die duiwel keer op keer kom en vir my kom sê, man, kyk hoe sleg is jy. Kyk wie is jy? Kyk wat het jy nou weer aangevang nie. Nee. Ek moet hom dan herinner aan wat het Jesus vir my gedoen en dat ek leef vanuit daardie oorwinning uit. Die wonderlike van dit is, ek en jy het nou vrye toegang tot God. Die Ou Testament het net die hoëpriester kon eenmal 'n jaar in daardie heiligdom ingaan. Maar toe hy sê dit is volbring en hy sterf, het die voorhangsel van die tempel van bo na onder in twee geskeur wat sê ek en jy het nou vrye toegang tot God. Adam het weggekruip. Eva het weggekruip. Die Here sê vir my en jou, jy mag maar nader kom. Nes jy is, kom nader. Hulle het skuld en skaamte gehad, maar hier by die kruis is dit gebreek.
Ons moet ophou om te dra wat Jesus reeds gedra het. Ons moet begin leef soos iemand wat vry is. Nie soos iemand wat 'n slaaf is nie. Toe Jesus aan die kruis gesê het, dit is volbring, het die hemel geweet, dit is klaar. Die hel het geweet, hulle het verloor. Wat weet ek en jy vandag? Dat ons vry is, dat ons vergewe is, dat ons aanvaar is. Hoor dit weer, dat ons vry is, dat ons vergewe is, dat ons aanvaar is, dat jy vry is, dat jy vergewe is, dat jy aanvaar word deur God. Die hartseer is dat ons dit nie altyd leef nie. Ons leef nie altyd daardie oorwinning nie. Ons glo dit nie en ons leef dit nie. Daarom is dit nodig dat ons toelaat dat die Heilige Gees ons verder sal help hiermee en eintlik ons verder sal bedien. En hierdie goed, as ons dit weer gaan lees, dat ons vir hom vra om dit vir ons te openbaar, dat ons die volle geestelike impak van die kruisdood kan verstaan. Dis nie maar net iemand wat God gestuur het, wat kom sterf het nie. In die geesteswêreld het dit 'n geweldige impak gehad. En hy het dit alles gedoen vir my en jou. Maar dit wat hy vir ons kom gee, die vryspraak, leef ek en jy dit? Leef jy dit? Leef jy uit dankbaarheid? Ek hoef niks te verdien nie. Ek moet leef vanuit die oorwinning uit. Ek moet leef vanuit dit wat Jesus gesê het, dit is volbring, dis klaar. Jou skuld is betaal, is afgehandel. As jy dalk vandag voel jy is ver van God af, of jy besef jy leef eintlik nog soos 'n slaaf, kom na die kruis toe. Hy sê vir jou, moet dit nie uitstel nie. Moet dit nie uitstel nie, want ek het alles kom gee. Ek het my lewe kom gee vir jou, sodat jy nie soos 'n slaaf moet leef nie, sodat jy nie gereeld jou ore moet uitleen aan die duiwel nie. Hier is ek. Kom net na my toe. Moenie wegkruip soos Adam nie. Pad is oop. Wat in Genesis begin het en verkeerd geloop het, is in Christus volbring. En my gebed is dat jy regtig waar sal toelaat dat die Heilige Gees verder met jou sal werk. Sodat die volle impak van die kruis jou anders te gaan laat leef. En dat jy dit sal sien en ervaar soos wat jy dit nog nooit ervaar het nie. Want ek dink die volheid en die rykheid daarvan het ons nog nie ten volle besef nie. En mag die Heilige Gees jou daartoe lei. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. En ek gee vir jou geleentheid om met die Here te praat. En hy sê die pad is oop. So wanneer jy vanoggend praat jy direk met hom. In die hemelse troonsaal met God, die Here wat alles gemaak het. Die Here wat barmhartig, genadig, liefdevol is. Praat met hom. Here, ek kom bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, elkeen wat hier voor my sit ook vandag. Ek kom bid dat die volheid van die kruis, Jesus, die volheid van u woorde wat sê, dit is volbring, dis betaal, alles is afgehandel. Ek kom bid, Heilige Gees, dat u daardie woorde van Jesus, in sy volheid, in ons, sal inbring, dat ons dit sal verstaan, en dat ons vanuit daardie oorwinning sal begin leef. Dankie vir elkeen wat dit reeds doen. Dankie vir die feit dat ons al reeds u kinders is.
Heilige Gees, ek kom bid dat U ons verder in hierdie week sal bedien met hierdie woord. Dat U ons hieraan sal herinner. Dat U gedagtes by ons sal opbring, dat U Jesus se woorde in ons denke sal bring, dat ons daaraan herinner sal word. Jesus, ons wil vandag as individue, maar ook as gemeente vir U dankie sê, dat U gehoorsaam was. Dat U as tweede Adam gekom het en alles kom omswaai. Dankie dat U die vloek van Genesis kom breek het, om vir ons verlossing te gee. Dankie dat as waarborg ons die Heilige Gees ontvang het. Ek kom bid vir elkeen wat hier is vanoggend, dat U met hulle sal wees. Stap met hulle geestelike pad, geef hulle 'n hongerte, dat hulle stil word tye met U sal koester, daarna sal verlang. Baie dankie Vader dat U ons liefhet. Dankie vir U kruis. Dankie vir lewe. Dankie vir vryspraak. In Jesus naam bid ons dit. Amen.